Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dis vandag maandag, die 10de November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: gevaarlike gevangene ontvlug uit die Helderstroom gevangenis. Nuushooftrekke vir vandag: metropolisiebeampte vermoor, verdagtes gou vasgetrek. Gevaarlike misdadiger ontvlug uit die Helderstroom gevangenis. Senzo Mchunu gaan vrywillig op sy staan. Die Bokke wen die Hane in 'n harde rugbytoets in Parys. Novak wen Musetti en tennistoernooi se finaal. Argentinië wen Wallace oortuigend in hulle rugbytoets op tuisbodem. 'n veroordeelde moordenaar en verkragter was die naweek minstens 10 ure op vrye voet nadat hy die Helderstroom gevangenis naby Caledon ontsnap het. Jacob September, wat 44 jaar oud is, het Saterdag omstreeks 11 uur ontsnap terwyl hy as deel van die suiwelspan in die diereweidingsgebied binne die gevangenisterrein gewerk het. September is in 2011 lewenslange tronkstraf opgelê weens verkrachting en ook vermoord. Die DKD se ondersteuningsspan het saam met veiligheidsbeamptes en lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens in Villiersdorp en Caledon onmiddellik 'n gesamentlike operasie van stapel gestuur om hom op te spoor. Termiese beeldmateriaal van die hommeltuig het September opgespoor en hy is omstreeks 21 uur Saterdag vasgetrek. Die DKD bedank alle vennote en die plaaslike landbounetwerk vir hulle samewerking en beslissende optrede wat tot die vinnige inhegtenisneming van September gelei het. 'n Interne ondersoek sal na September se ontsnapping gedoen word. September het uit die maksimum veiligheidsgevangenis ontsnap. Die DAA eis sowel dat die Wes-Kaapse kommissaris van polisie sowel as die minister van korrektiewe dienste dringend voor die parlement moet verskyn. Wanneer 'n gevangene wat 'n vonnis vir 'n ernstige misdaad uitdien uit 'n maksimum veiligheidsgevangenis stap, is die publiek geregtig om te vra of korrektiewe dienste in staat is om sy grondwetlike mandaat uit te voer. Tyler Lamb se weduwee, Levine, het die afgelope paar dae haar hart uitgestort oor die dood van haar 30-jarige man. JP Smith, burgemeesterkomiteelid vir die Kaapstad se veiligheid en sekuriteit in hierdie metro, het in 'n verklaring die inhegtenisneming van 4 verdagtes op die moord van Lamb verwelkom. Die 4 verdagtes sal maandag hulle eerste verskyning in die Kaapstad se Landdroshof maak op aanklagte van moord, sakeroof en die onwettige besit van ammunisie. Ondanks noodhulpbeamptes en hospitaalpersoneel se reddingspogings is Lamb oorlede, het Smith aan die media gesê. Hy het sy meegevoel met die geliefdes van die beampte getuig. Die omvattende ondersoek deur die valk het voorkom dat die padongelukkefonds, die POF, meer as R500.000 aan 'n beweerde bedrieglike eis uitbetaal het. Die valk in Oos-London het Siyabulele Pati, wat 33 jaar oud is, donderdag in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog nadat hulle ondersoek aan die lig gebring het dat hy na bewering 'n wanvoorstelling van die feite by die POF ingedien het. Pati het op 16 Julie 2021 'n eis van ongeveer R600.000 by die POF ingedien deur te beweer hy was 'n passasier in 'n motor wat betrokke was in 'n ongeluk in die Kumza snelweg in Dantsane. Nadat verskeie bewysstukke en rekords van die ongeluk nagegaan is, het die padongelukkefonds die ondersoek na die valke verwys. Hulle ondersoek het aan die lig gebring dat Patty nie 'n passasier was nie, maar wel die bestuurder van die ander motor wat in die botsing betrokke was. Volgens die valke was Patty as bestuurder nie geregtig op volle vergoeding soos wat 'n passasier sou gewees het nie. Patty het reeds op die dag van inhegtenisneming in die Landdroshof in Oos-London verskyn, waar hy op eie verantwoordelikheid vrygelaat is. Die saak is tot 2 Desember uitgestel. Die ANC het bevestig dat die geskorste Senzo Mchunu, minister van polisie, vrywillig op sy gaan staan. Die party het Mchunu se voortgesette samewerking erken met die Mdlanga Kommissie en die ANC Integriteitskomitee in lyn met die beweging se waardes van aanspreeklikheid, dissipline en eerbied vir die regsproses. Die Mdlanga Kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel, sowel as die parlementêre ad hoc komitee, ondersoek onder meer verhoudinge wat Mchunu glo gehad het met die omstrede sakeman Wiso Muzi Matlala, sowel as Brown Mogotsi, wat na bewering as Mchunu se middelman opgetree het tussen hom en die misdaadsyndikaate. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee, die NUK, het Mchunu se deelname aan politieke bedrywighede bespreek en gesê dat hulle gemaklik is dat hy aanhou deelneem aan politieke aangeleenthede. Die regering veroor die kwaadwillige vandalisme van die onlangs opgeknapte infrastruktuur kort voor die G20 leiersberaad ten sterkste. Leidens 'n verklaring wat die provinsiale regering uitgereik het, is die nuwe G20 beraad tekens naby Nasrek deur gewapende aanvallers vernietig, terwyl straatligte en verkeersligte op die R55 roete
ook beskadig is. Hierdie onvoorskoonbare en haatdraande optredes is in ooreenstemming met smeerveldtogverspreiders en hulle ontwerp om hulle dade te koördineer wat buitensporige samelsweringsteorieë en 'n sekere negatiewe narratief oor die land bevorder. Die vernietiging van noodsaaklike infrastrukture is in gevolge die wysigingswet op strafregtelike sake van 2015 'n ernstige misdryf en die oortreders kan tot 30 jaar tronkstraf daarvoor opgelê word. Die provinsiale regering waarsku dat die desperaatheid van 'n paar individue nie hierdie belangrike nasionale geleentheid in die gedrang sal bring nie. Dit is nou baie belangrik dat alle Suid-Afrikaners saamstaan en bewering Suid-Amerika te weerlê dat Suid-Afrikaners vermoor en uitgewis word en hulle grot en plase onwettig gekonfiskeer word, so sê die F.W. de Klerk Stichting. Die stigting het hom en sy verklaring aangesluit by talle organisasies en politieke partye wat gereageer het op president Donald Trump se besluit dat geen Amerikaanse amptenaar die G20 leiersberaad sal bywoon nie. Trump het hierdie boikot Vrydag op sosiale media platform Truth Social aangekondig. Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, meen dis baie jammer dat die Trump-administrasie geen agting vir Suid-Afrika se soewereiniteit het nie. Amerika dink volgens Mbalula dat Suid-Afrika 'n substaat van hom is. Ons verwerp Trump se aannames en versinsels, het hy gesê. Suid-Afrikaners moet oor rassegrense heen hulle stem verhef oor die hoë vlakke van korrupsie, geweld, die gebrek aan dienslewering, stadige ekonomiese groei en baie ander struikelblokke wat ons as 'n nasie moet oorkom, het hy ook gesê. Waarnemers met wie die koerante gesels het, sê Trump het besluit dat die integriteit van die G20 leiersberaad sal raak dat dit 'n organisasie is wat veronderstel is om finansiële en ander stabiliteit in die wêreld te probeer verseker. Die wêreldbekende Suid-Afrikaanse gebore kunstenaar Marlene Dumas het op 72 'n merkwaardige mylpaal bereik. Sy is die eerste kontemporêre vroulike kunstenaar wie se werke opgeneem is in die Louvre se permanente versamelings. Volgens die Franse koerant Le Monde is 9 werke uit Dumas se reeks nou te sien in die Louvre se Denon Vleuel. Die werke is op 6 November aan die media bekendgestel op 'n geleentheid wat een van die hoogtepunte van die museum se herfstseisoen is. Dit vorm deel van die Descartes se groter hervormingsprojek, die Nouvelle Renaissance de Louvre, waarmee sy eeuweoue instelling teen 2021 wil hernie. Dumas, wat in Kaapstad gebore is en sedert die 1970s in Nederland woon, word wêreldwyd beskou as een van die invloedrykste skilders van haar tyd. In Mei vanjaar het haar 1997 skildery Miss January 'n rekordprys van $13,6 miljoen behaal op 'n Christie's veiling in New York, wat haar bevestig het as 'n hoogs gewaardeerde lewende vroulike kunstenaar te wêreld. In 2008 was haar werk ook in die Standard Bank Galery in Johannesburg te sien in die uitstalling Intimate Relations. Noord-Kaapenaars is nou al so bekommerd oor die buitengewone lentereën dat hulle al begin wonder of hulle nie weer 'n ark moet inspan en diere moet begin bymekaar maak nie. Inwoners van dorpe soos Kuruman, Katoo, Posmasburg, Appington, Kakamas, Kaimus en self Richmond het sedert donderdag buitengewone reënvalsyfers aangemeld. Veral Kuruman is donderdag deur 'n massiewe storm getref wat tussen 120 mm en 150 mm reën oor die Kalahari dorp laat uitsak het. Inwoners van Appington het gister reënvalsyfers van tussen 20 mm en 55 mm aangemeld. In Brandvlei in die Boesmanland het sowat 20 mm uitgesak en in die Roggeveld Karoo en Handam tussen Calvinia en Sutherland het boere ook 'n welkome lentereën van tussen 2 mm en 10 mm aangemeld. Die weerdiens voorspel bewolkte weer vir vandag oor die provinsie en dat die kook sal klim met hoë temperature as oor die naweek. Die maksimum temperature sal ongeveer 32 grade Celsius wees en die minimum sal ongeveer 19 grade Celsius vanoggend wees. Veiligheid aan die Willekeus in die Oos-Kaap het weer onder die soeklig beland nadat 'n reservaatbestuurder van dese week tydens 'n rooftog geskiet en beseer is. Leidens die polisie se inligting het 5 rowers maandag die Slootluka Natuurreservaat binnegekom en die veiligheidswag met 'n vuurwapen gedreig. Een van die rowers was met 'n geweer gewapen en nog een met 'n pistool. Die ander 3 was nie gewapen gewees nie. Die rowers het 4 van die reservaat se gewere uit 'n kluis geneem, waarna hulle in 'n Isuzu bakkie van die reservaat weggevlug het. 'n Polisiewoordvoerder sê die bakkies later in 'n nabye gebied verlate gevind, maar nog geen verdagtes is opgespoor nie. Die reservaat is aan die Ooskus tussen Coffee Bay en Port St. Johns geleë en word deur die Oos-Kaapse Parke en Toerismeagentskap bestuur. Die beseerde reservaatbestuurder is kort na die voorval in 'n hospitaal opgeneem. Die voorval kom te midde van 'n groot afname in besprekings wat aan die Willekeus ervaar word weens vrese oor misdaad.
Vroeër in die jaar is berig, daar was 'n afname van tot 90% in besprekings gedurende die piektye by bestemmings aan die Wille Kus wat beskou word as een van die Oos-Kaap se waardevolste toerismestreke. Novak Djokovic het Saterdag die 101ste titel van sy roemryke loopbaan verower toe hy in 'n taai eindstryd van die Hellen Kampioenskap in Athene met Lorenzo Musetti afgereken het. Djokovic het die eerste stel met 4-6 verloor voordat hy teruggeveg het en die volgende twee stelle met 6-3 en 7-6 gewen het en die kragmeting in sy guns beklink het. Djokovic het op hierdie ouderdom van 38 jaar en 5 maande ook die oudste wenner van 'n ATP-toernooi sedert 1977 geword. Die Australiër Ken Rosewall het daardie jaar op 43-jarige ouderdom in Hong Kong gewen. Carlos Alcaraz van Spanje, wat in terrein sal poog om die Jannik Sinner van sy troon te stamp en 2025 as die wêreld se nommer 1 af te sluit, het sy veldtog in die toernooi gister met 'n sege oor die 7de gekeerde Australiër Alex de Minaur begin. Alcaraz was met 7-6 en 6-2 die wenner. Hy sal môre in sy tweede wedstryd teen Musetti te staan kom. Elena Rybakina het Saterdag 'n foutlose week in die WTA jaareindtoernooi in Riyadh, Saudi-Arabië afgesluit deur 'n skokoorwinning oor die wêreld se voorste vrouspeler te behaal. Rybakina van Kazakhstan het Aryna Sabalenka in die eindstryd met 6-3 en 7-6 gewen. Suid-Afrika het die laaste met die 8ste probeerslag op die toer die lood gewen en besluit om eerste te gaan kolf. Hy is toe vir net 143 lopies, sy laagste totaal tot nou toe nog in Pakistan uitgeknikker, waarna Pakistan met 144-3 in 'n 25 bilbeurte geantwoord het. Die jong aanvangskolwer Luandrey Pretorius het die beste gevaar onder die nuwelinge. Hy was in 3 goeie aanvangsvennootskappe saam met de Kok betrokke. Pretorius het 39 van 45 balle geslaan en Quinton de Kok het 53 van 70 balle geslaan, het Saterdag 72 lopies binne 15 beurte om die eerste paadjie aangeteken voordat die draaiers op hulle toegeslaan het. De Kok het in hierdie proses die speler geword wat die naasvinnigste ter wêreld die kerk van 7000 lopies in eendag krieket te bereik. De Kok het dit in sy 158ste wedstryd behaal. Sy landgenoot Asim Amla het dit in 150 kragmetings vermag. Steve Tandy, sy termyn as hoofafrigter van Wales se rugbyspan, het gister in Cardiff op 'n landnoot begin toe Argentinië sy span met 52 teenoor 28 gewen het in die Principality Stadion. Na 37 minute se spel was die besoekers net met 17 teenoor 14 punte voor, maar die 2 5-punters in enkele minute voor rustyd en nog een in die 43ste minuut was die doodskoot vir Wales se wenkanse. Wales wat vroeër in vanjaar in Japan se eerste sege in 19 toetse behaal het, kom volgende teen die einste span te staan. Daarna wag toetse teen die All Blacks en ook teen die Springbokke. Ierland was die gasheer vir Japan in die Aviva Stadion vir hulle toets. Vir die Japanners het Kenji Sato in die 36ste minuut agter die Ire se paal gaan druk en sy drie's ook verdoel en daarna het Seung-Sin Lee ook met 'n strafdoel na die paal vir Japan geslaag. Dis waar die punte vir Japan gestop het. Vir Ire wat alles sommer mooi afgeloop het Jack Crowley, Nick Tamanay, Andrew Porter, Gus McCarthy, Paddy McCarthy en Tommy O'Brien gaan afrond vir die Ire. Ierland was wel verdien. Die wenners in hulle totaal was 41 punte en 10 punte vir Japan. Die Murrayfield Stadion in Edinburgh was volgepak deur toeskouers wat hulle Skotse en Nieu-Seelandse span aangemoedig het. Vir Skotland wat mooi probeer het teen die nommer 2 span in die wêreld, het Kyle Stein, 'n vorige SA-speler, en Ewan Ashman gaan druk. Nieu-Seeland het 3-3 gedruk. Eerste aan die beurt was Cam Roigard, Will Jordan en Damien McKenzie het ook agter die Skotte se palle gaan kuier. Die finale telling in hierdie wedstryd was 17 punte vir Skotland en 25 punte vir die Nieu-Seelandse span. Engeland het voortgebou op hulle wenkultuur die afgelope weke en het redelik goed vertoon teen die manne van Fiji en ook sou doen as oorwinnaars voor hulle tuiskare uitgetree. Die Engelse Rose het 38 punte teen die 18 punte van Fiji gekry. Italië het die gasheer vir die Aussies gespeel en ook gewys hulle is 'n span waarmee rekening gehou moet word. Hulle het met goeie taktiek gesorg dat hulle die oorhand het. Italië het gewen met 26 punte agter hulle naam en Australië moes met 19 punte tevrede gewees het. In die volgepakte Stade de France was die Franse die gasheer vir die wêreldkampioene, die Springbokke. Die Fransane wou vergoed het vir die laaste verloor teen die span met 1 punt wat die Suid-Afrikaners die wenners was in die wêreldbeker. Vir Frankryk het Damien Penaud 2-3 gedruk en Thomas Ramos het dit verdoel en ook met 'n strafskop geslaag in die 58ste minuut. Die eerste helfte het beslis aan die tuisspan behoort en hulle het regtig goeies getoon. Die Bokke het in die tweede helfte gewys hoekom hulle die wêreldkampioene is. Nadat Lode Jager in die 38ste minuut 'n rooi kaart ontvang het, was die Franse volmoed dat hulle die oorhand gaan kry. Nee, dit was toe nie die geval gewees nie. Die Bokke het die krane oopgedraai en met goeie skepende taktiek die Franse uitoorlê. Kobus Reinagh,
Andre Esterhuizen, Grant Williams en Sasha Feinberg het agter die pale van die Franse gaan druk. Sasha het ook redelik goed na die pale geslaag die keer. Hy is ook welverdiend as speler van die wedstryd aangewys. Die finale telling op die bord was 17 punte vir die Franse span en 32 punte vir die besoekende Springbokke. Duidelik uit die kaarte, mooi reggeval vir Rassie en sy bokspan en hulle het weer aan die wêreld gewys dat hulle bo op die leer as nommer 1 span moet behoort. Aprilese Marco Bececchi het gister op die Algarve International baan in Portimao die Portugese MotoGP behaal. Bececchi het 2,5 sekondes voor Marquez, wat sy 12de podiumplek die seisoen behaal het, verby die geryte vlag gejaag. Dit was sy tweede MotoGP sege van jaar en die 5de van sy loopbaan. Hy is nou in die 3de plek op die punteleer, al het Marc Marquez reeds voor die titel sy 7de beklink. Acosta is na dese net 3 punte agter Ducati se Francesco Bagnaia, wat 4de op die puntelys lê. Die MotoGP seisoen eindig volgende naweek in Valencia in Spanje. Namibië se kanse om 8de wêreldbeker rugby toernooi agtereenvolgens te speel, het 'n kwyt nou gekry toe België om Saterdag in Dubai met 22 punte teen 15 geskok het. Die span wat bo in die puntelys aan die einde van die toernooi is, sal die 24ste en die laaste span wees wat in Australië in aksie gaan wees. Namibië het sedert 1999 nog in elke wêreldbeker toernooi uitgedraf, terwyl België se Black Devils nog nooit in 'n wêreldbeker toernooi gespeel het nie. Vroeg in die tweede helfte is albei spanne met geel kaarte gestraf. Namibië moes later met 18 punte oor, ook vir 10 minute sonder Max Kajenko oor die weg kom, nadat 'n geel kaart ook aan hom gewys is. 2-3 aan die einde is deur Johan Duisel en Johan Luttig het wel aan Namibië 'n bonuspunt besorg. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2031, Polokwane 1526, Lephalale 1828, Mbombela 1524, Mahikeng 1526, Pretoria 1726, Johannesburg 1425, Ermelo 1222, Kalahari 2133, Gaborone 1828, Richards Bay 1927, Pietermaritzburg 1624, Durban 1826, Port St Johns 1824, Pongola 1926, Maputo 2127, Bethlehem 1118, Bloemfontein 1526, Alawal Noord 1421, Welkom 1525, Vryburg 1628, Kimberley 1628, Appington 2031, Prieska 1729, Springbok 1628, Karasburg 1930, Keetmanshoop 1621, Mariental 2135, Alexanderbaai 1621, Brandvlei 1932, Loedersbaai 1626, Vredendal 1730, Kaapstad 1930, Sutherland 1427, George 1725, Jeffreys Bay 1831, Geberra 1734, Graafreinet 1728, Kapogelas 1625, De Aar 1625, Molteno 12 en 18, Beaufort West 1832, Oos-London 17 in die oggend, 26 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.31 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.24, die euro verhandel teen R20.01, 'n pond kos R22.78, die yen kos 11 sent, die prys van silwer is $48.51 Amerikaanse sent, platinum kos $1,542, palladium se prys is $1,402, die prys van goud per fyn ons is $4,001, Brent olie per vat is $63.65 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: goeie karaktereienskappe, praat soos 'n advokaat, analiseer soos 'n filosoof, neem waar soos 'n speurder, neem besluite soos 'n regter, skep soos 'n skilder, werk soos 'n ingenieur. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.